Sorry vir hy oepsie. Goeienaand hier op die maandag aan. 13 grade by my, 90% humiditeit, niks wind, niks reën. Welkom vir almal wat alreeds op die flight is. Ek sien Nisha is hier. Ja, Johan Jap. Ja, Johan Jap, ek ken hy. Morney Botha. Laat spatter hy, hy is een van daai wat glo die Amerikaners is untouchable en hulle kan alles doen en hulle het alles. Ek meen, hy het my probeer verduidelik dat hulle het hypersonic missiles en al sulke goed, man. Hy het ook vertel dat die Amerikaners gaan Kaapstad, Simonstad, Port Elizabeth, Durban en Richards Bay nuke. Dit het hy ook vertel. Ek wil van hy ou fokol weet. Ek sien hy's by Koepel TV vir wat dit fucking werk. Dis wat my aan betref is hy 'n kakpraat. Hy het my klomp stories probeer vertel oor FEMA ook en praat ek met mense wat daar in daai streek is wat ondeurgeloop het onder daai storm. Die goed wat hulle vertel heeltemal anders as wat hy vertel. Hy swaai alles so dat alles is mooi ingekleur vir die Amerikaners. Hy dink die Amerikaners is die beste ding wat daar is op hierdie aardbodem. In elk geval. So ek so na die goed kyk wat gebeur en wat aan die gang is en die goed wat uitkom. Heerlik. Nou hier net voor die show begin het ek 'n klein video gekyk van wat hulle in die Filippyne aangevang het. Hoeveel mense hulle daar doodgemaak het, hoeveel kinders het hulle daar doodgemaak. Dis skrikwekkend. Nee boere, ons is op ons eie, ons moet dit net aanvaar en weet, God is die laar om ons heen. That's it. Niks anders. Net probeer kyk dat ek nou nie hier goed mis nie, want in elk geval. Alright, ek het ingehaal. Ja, kaptein sê, buckle up, strap up, dis wheels up, daar gaat ons so. En die girls is reg om seker te maak julle almal geniet die flight. Hey, ek het probleme hoor. Health issues, maar fight maar deur dit, jy weet, maar die fok weet, ek kan niks anders aan doen nie. Maar jy's weird goed, maar dis nou soos dit is. So julle moet maar verskoon as ek kort draf. Ek kan nou nie eintlik sê, hang aan, as hy porselein scooter roep nie, hoor. Dan moet ek fucking gee pad en ek moet move, teen 'n spoed. Dan moet ek beweeg. Ek moet met julle praat oor hierdie kwessie van balkanisasie. Sien ek, hy Willem Petzer het weer 'n ding gedoen oor balkanisasie. Hy praat fucking baie, maar hy sê baie min, actually. Iets wat ons moet verstaan. Die land moet opbreek. Min of meer, soos wat die ou tuislande gewerk, daai selfde. So ons moet hier eindig met 12 tot 14 stukke. Om die goed in provinsies op te deel is 'n totale fokol. Sal nie werk nie. Die enigste provinsie wat 'n redelike oukei sal wees, is KwaZulu, want hulle is redelik Zulu. Maar al die ander is mix. Wil jy ouens die Kaap afskei? Die Wes-Kaap. Goeie fok. Hoeveel tribes is in daai Wes-Kaap? Sê vir my, julle wat luister. Hierdie land moet opbreek in tribal land, dis waarin dit moet op. En as dit balkaniseer, het ons nie 'n ander opsie. Dit moet balkaniseer in, let's call it republieke, maar daar sal 'n baie sterk kanton element moet wees. Kom ons neem KwaZulu. KwaZulu bestaan uit Zulu grond en boergrond. Daar's nie kwessies daaroor nie, die kaarte is daar, die verdrae is daar, alles is daar. Maar die realiteit van 2026 is, die dorpe, Vryheid is in boerland, Dundee is in boerland, Glencoe is in boerland, Ladysmith is in boerland, Newcastle is in boerland. So kan ek aangaan. Die werklikheid is, by al daardie dorpe is daar nou groot township. In Newcastle is daar 'n moerse klomp Zulus wat in Madedeni. En soos 'n Zulu vir my gesê het, toe sê hy vir my, ons kan nie daai mense skuif nie. Dit sal 'n moerse probleem af. Toe sê ek verstaan dit 100%. Sê ja, maar Newcastle is boerland. Toe sê ek ja, maar jy sny Madedeni en karteer hom oordentlik en dis 'n kanton van Zululand. Met ander woorde, Zululand se wette en goed geld daar. Zululand moet sorg vir die veiligheid en sekuriteit daar. Zululand moet wet en orde daar hang. Zululand moet gesondheidsdienste lewer daar. Want daardie mense is Zulu, maar hulle werk in Newcastle. So, hulle verdien geld in boerland wat die Zulu-ekonomie bevorder, omdat hulle die inkomste sê, okay, nee, dit verstaan ek goed. Toe vra hy my, ek moet 'n program maak wat hy vir die koning. Toe het ek en Richard Botha oor dit gepraat vir die koning. So, daar sal sterk kantone moet wees, maar nou, dis dieselfde ding wat gaan gebeur in ander provinsies, maar nou jy het 'n moerse probleem.
kom ons sê nou met Gauteng. Sê nou vir my, watter stam kan aanspraak maak op die meeste van Gauteng? Dis 'n smartie box. So Gauteng sal basies in totaliteit in kantone op verdeel moet word. Jy gaan 'n Muslim kanton kry en jy gaan 'n Zulu kanton kry en jy gaan 'n Tswana kanton kry en jy gaan 'n Boer kanton kry en alraai. Dis kantone wat daar moet. Dis hoekom ek vir julle sê vir die boere. Moerlampoer, nou gaan ek jou 'n kort opsomming van Moerlampoer. Moerlampoer se beginsel is, dit is 'n boer se plaas en hy gebruik net eie arbeid op sy plaas. Basies soos daar in die ou dae met bywoners. Nou is daar 'n klomp wat nou weer hulle neuse gaan optrek en so, maar ek kan vir julle sê, daar is boere wat dit doen en dit werk. Die een ou, waaroor ek daai groot briekmerk gemaak het oor Moerlampoer, het vir my gesê, oom, dit my 6 weke gevat. Ek het daai plakkerskamp by Kreersdorp vir 6 weke elke naweek besoek en ek het gesoek vir 6 families. My vrou het die kos en die goed wat ons gebring het uitgedeel en gegaan en ek het maar net rondgeloop tussen die mense met hulle het gesels. En ek het 5 gesinne geïdentifiseer. En toe het ek met hulle gepraat en gevra of hulle bereid is om vir my te kom werk. En ek het vir hulle gesê wat ek vir hulle gee en wat hulle vergoeding is. Hy sê ek het 5 gesinne gekry. My vrou het 'n vriendin van haar het vir haar nog 'n gesin gegee in die Kaap. So daar is 6 gesinne gekom. En daardie 6 gesinne, elkeen van die gesin moet 'n arbeider gee vir die plaas. Hy sê maar nou is dit so, daar's van die kinders wat al groot begin word. Hulle werk ook op die teelik betaal ek gesê, maar dit is hoe dit daar werk. Hulle besit niks daar. Hulle bly daar, ek gee vir hulle behuising en al sulke goed. Hy sê maar nou moet jy verstaan, ons boer tribe se mense is verskriklik vindingryk. Hy sê die een gesin se oupa, hy maak kaas. Ek het vir hulle melkkoeie gekry en ons het uitgesort dat hulle 3 melkkoeie gehad het en hulle melk gaan melk en hy het begin kaas maak en later toe raai en soek nog 'n koei tot hulle begin botter bymaak. Hy sê die ander vrou bak kwaai, sy bak kwaai en so brood en beskuit en koek en al sulke goede. Hy sê en so het elkeen van daai gesin het skills wat hulle aanwend. Die een gesin boer met hoene wat vir hulle eiers. Hy sê so ons is selfvoorsienend op daai plaas. Ons gaan dorp toe om goed te koop soos suiker en meel en koffie en tee en sout en so sê, maar ons daaglikse voeding, voedselbehoeftes voorsien ons aan onsself. Ons is selfvoorsienend. Hy sê maar hulle oorproduseer. So ek het 'n padstal oopgemaak. Aanvanklik was die padstal net Saterdag oop. Hy sê nou is die padstal 6 dae van die week oop. En die mense ry van die dorp af en sit bestellings in en staan toue daar om hulle goeder te kom haal op 'n Saterdag. Hy sê so dis wat daar aan die gang is. Hy sê ek het ook oor die tyd my plaas groter gemaak deur aan grensende plase aan te koop en so. Op die einde is sy Moerlampoer groter as 17 lande wat in die VVO is. En ek kan nog veel daaroor vertel. So dit is wat Moerlampoer beteken. Daar's een eienaar en hy het werkers wat ons dan die SALU's begin is 'n bietjie anders. Dis 'n besigheidssetup wat opgestel word. Daar's 2 maatskappye. Daar's die boerderymaatskappy en dit is daardie boerderymaatskappy wat die inkomstes genereer. En dan is daar die grondmaatskappy en jou bedrag geld wat jy betaal gee vir jou 'n aandeel in daardie grond. En dis daardie aandeel wat vir jou verblyfreg op die grond gee. Maar die SALU's ouens werk dit so uit sodat die oorspronklike stigting nie in 'n situasie beland dat hulle 'n minderheid word en dan die hele ding fok in 'n rigting en wat niemand wou gehad. Maar dit is alles tegniese goed wat 'n mens uitsorg. En met die SALU's is daar's 'n streng keuringsproses, dan is daar 'n escape clause vir jy wat nou daar bly vir 'n jaar of 18 maande of dan besluit nee, ek wil nie meer hier bly nie. Kan jy gaan? Dan word jou aandeel herverkoop en jy kry jou geld wat jy ingesit het terug en as daar 'n profit is, kan daar vir jou profit. Dis hoe dit werk. So daar is 'n escape clause. Maar hulle het ook 'n eject clause in hulle kontrak. As jy nou uitraai daar soos wat baie keer in van hierdie gemeenskappe gebeur, jy's nou uit en uit net 'n fucking kaksterrer, dan kan die komitee 'n vout neem en vir jou sê dat jy pak, ons is klaar met jou. Jou aandeel verkoop en as jy verkoop is, sal jy jou geld. Maar die beheer lig, hulle doen jy mag nie dit self verkoop. Maar as jy dit nou daar het, jy kan dit vererf na een van jou kinders toe of jy weet, jy kan dit koop en jou ouers bly daar en dan later kom bly jy daar. Daar was ek ou. Maar wat nou ongelukkig skeef geloop het, SALU's ding waarby ek betrokke was, is die eerste stuk
toe gaan daar 4 Afrikaners agter en hulle maak 'n ander deal met die boer. Die ou wat die Salos plan vir die grond opgetrek het nie die grond besit. Toe maak hulle side deals en toe sê hy kwaai ek. Toe by die tweede een toe gebeur het, sê ek vir hom luister hierso, jy kan nie hierdie fucking proses doen. Jy moet die grond, jy moet 'n boer kry wat inkoop in hierdie idee dat jy die grond het, nie nog die grond wil koop. Daar's baie boere wat sy kinders stel nie belang in boere en so nie. Hy en sy vrou bly alleen na die plaas, maar hulle gaan raak nou oud en so. En hulle sien nou maar okay, ons sal maar stadium maar die plek moet verkoop. Ou huis gaan bly of something, jy weet, in 'n village gaan bly of iets. Jy soek so ou wat jy mee saam kan werk en hulle kan op die plaas bly en daar skielik 'n community. So dis die verskil tussen Salos en Moerlampoort. Nou moet julle die ander kant van die ding sien. Sê daar is 30 aangrensende plase van Mix, Salos en Moerlampoort. En hierdie storie fok uit mekaar uit soos wat hy gaan uit mekaar uit fok hierdie sentrale regering. Onthou daai Salos boere en daai Moerlampoort boere, hulle het aktes hoor, grondaktes. Dis hulle grond en hulle sit hulle fucking huisie 4 keer en sê hierdie deel. Hierdie kol, so lyk hy op die kaart. Dis ons sin. Ons wil 'n kanton of as julle baie mense is, sê ons wil 'n fucking republiek ever. Maar julle het die grond, maar op verstaan fucking mooi. Die catch, eie arbeid. Ek het 'n ander boer mee gesê wat hy gedoen het, hy het 'n plaas, 'n bierplaas gekoop by sy plaas by en op die plaas was daar 'n vakansieoord wat al 25 jaar terug geabandoned. Toe hy nou die grond koop, toe stap hy nou daar by vakansieoord en hy sien daar is 30 bungalows, rondavels en so. Maar daar is 'n mooi saal en goed gebou was, so 'n plek wat vir soos 'n sentrale kombuis kan werk, ons 'n swembad, sulke goede. Hy gaan sit en wonder, okay, hoe maak hy hier? Wat hy toe doen, hy het die plek oordentlik omheind, dat hy secure is, en die plek skoongemaak, en toe het hy begin soek vir mense wat in die stede bly, wat wil weg het. En hulle huur daai persele by hom. Hulle koop nie die persele, hulle huur net die persele. Maar hy teken met hulle goeie kontrakte en sulke dinge. So hy het 30 gesinne wat in die gebouetjies is, en hy het 10 gesinne wat in karavane bly, maar daar is ook 'n karavaan. Sê hy vir my, maar onthou op my boerdery gebruik ek nie eie arbeid nie, ek gebruik die naby geleë township se arbeid vir die boerdery wat ek het. Hy sê maar ek het 'n goeie verhouding met die indoenas daar. En toe is dit nie lank, toe is daar van die vrouens van die oord wat toe nou in die township, die vrouens gaan help met hulle arts en crafts ontwikkeling. So hulle doen hulle cultural handewerk en so. En hulle sit toe vir die vrouens 'n internet website en hulle doen moerse goed en hulle leef in vrede saam en daar's nie issue. So daar is maniere om dit uit te werk en ek sê weer, die rassewrywing wat ons mee op hierdie stadium moet probeer kou en die gevaarlike kant van dit word deur die fucking politicians aangejaag hoor, nie die mense nie. Ek het nog nooit by 'n Spar of 'n Checkers of 'n slaghuis of 'n plek ingeloop wat 'n swarte gesê ek gaan jou nie help nie. Ek het nog nooit by 'n winkel ingeloop wat hulle vir my sê fok of jy uit jy. Weet nie as julle dit ervaar het, skryf dit vir my daar nie. So die friksie word deur die fucking politicians veroorsaak en hierdie fucking politicians is almal in die sakke van die bliksemse budgies, julle weet dit. Wat nou met hierdie John Steenhuisen gebeur? Hy word nou 'n wisseltrofee hoor. Ons gaan nou sien wie gaan daai wisseltrofee kry, die ANC, Bossa of wie. Net soos daai ander klein kat, daai Liam ding wat ook so geflout het van die DA na die PA en toe van die PA terug in die DA. Die fucking goed het geen integriteit nie, hulle het geen beginsels. Hulle is net agter daai pyp wat gekonnekt is aan daai siek. Ek het al hoeveel keer gesê, die onding in ons society is die professional politician. Dis die Satan se gesante daar. Hulle is op sy selfe fucking WhatsApp groep. Hulle praat met hom elke dag op die fucking foon. Al hierdie politicians. Dan as ek lees ek 'n ding wat Paul Hatting vandag geskryf het en kyk aan die kommentaar is daar weer fokkers wat die Vryheidsfront se fucking vletjies blaas en dink ek fuck. By die Vryheidsfront met ons boere gedoen is onvergeeflik. Daai twee Miller, ek noem hulle Niller en Karel Bos. En ek gaan net vir julle sê, met die Codesa onderhandeling het daaroor gegaan dat die van die tuislande wat gesê het hulle wil nie in die republiek wees. En die ou wat vir my al die inligting gegee. Hy, dis 'n wit boer. Hy het by Gacha Buthelezi die Zulu se mandaat gekry om namens hulle by Codesa te onderhandel en het by Lucas Mangophe die mandaat gekry om namens die Tswanas te onderhandel.
onderhandel. Dit moet vir jou baie sê. In elk geval op die einde, toe sê Mangophe en Buthelezi, okay, ons is tevrede met ons grondgebied wat julle afgetrek. Ons is tevrede. Dis waarmee hulle uit die republiek wil sê, ons is tevrede. Wys nou vir ons julle sin. Laat ons julle help om dit te kry, want alleen kan julle dit nie kry. Vir daai 3 bliksem, daai aanbod van die tafel af, hulle maak 'n deal met Wally Moosa vir Oran. So in effek is die volksstaat verruil vir Oran. Dis wat daar gebeur. Nou as jy 'n boer, behoort jou moermeter nou ver in die rooi. In elk geval op 'n plek waar jy nooit in jou lewe vir hulle ooit kan stem. Maar nou ja, weer dan gaan nou 'n klomp weer opspring en hulle self bekak. Ek worry. Iemand moet hierdie goed sê. Almal is bang om dit te sê. Vat maar 'n dop, sterk dop vanaand. Whisky. Gooi op en 'n goeie steak. Jy moet vleis in kry vanaand. Hier's dinge wat jy gaan sukkel om te verteer. Dis die realiteit. Feit. So. Ek het nog altyd gesê vir ons grootste ding is goeie buurmanskap. En man, gaan praat op die platteland met die mense. Hulle sing nie kill the boer, kill the farmer. Hulle doen dit. Zulu sê vir my, ons weet wat is die boerland en ons wil hulle nie weggee nie, want as hulle hier weggaan, dan vrek ons van die honger. Hulle weet. Ons het nou stories van, kan so 'n kanton of 'n republiek nou ekonomies vatbaar wees? As julle 'n klomp Salus en Molampoer boere is, wat julle kanton uitgeroep het, en julle het 200 of 300 of 400.000 hektaar tussen julle, gaan julle 'n moerse klomp kos produseer. Baie meer as wat julle kan eet. Maar julle bure gaan dit fucking nodig. Dis die ding. Die vindingryke ou, net 'n internetkonneksie nodig, jy ran jou accounting firm, beleggingsfirma, jou fucking adviseursdienste, jou online shops, what the fuck, alles. Dis hoekom ek sê, volksstaat na volks. Maar die mense kry nie die vision. Julle moet baie goed verstaan. Ek luister vanaand op die nuus. 3 councillors doodgeskiet gister. Dis die fucking begin. Die mense begin sien wie's die fokkers wat hulle bedonder. Wat gebeur het tydens die Franse revolusie. Dit's wat besig is om kop uit. Ek het nog altyd gesê hier in Suid-Afrika, die dag as hierdie swart massa klik, wie besteel hulle? Wie befok hulle? Gaan jy kaksienspad hou? Tyres gaan uit, like hell. Niemand gaan dit kan keer, maar hulle bly lieg en hulle bly kak praat en alles. Intussen is daar miljoene wat hulle jobs verloor het. Is daar nou een wat nou weer daar staan en kak en kerm oor werkloosheid en dan so sê ek, maar sê ek praat met hom op die TV, jy weet. Sê ek, man, fok, vote vir nog BEE. Vote nog BEE. Hoe minder wit mense werk kry het, hoe lekkerder vir julle, dan het julle nie fucking werk nie. Luister gisterand na 'n swarte wat sê, sy pa het gewerk vir 'n goeie salaris en hy het die huis wat vir hulle gebou is in die township, hy het daai huis gekoop met sy salaris en hy het die kaart en transport gekry en alles. Hy het hulle deur die skool gesit en 2 van hulle universiteit toe, want hy het 'n inkom. Dis nie vandag het die ouens se inkomste R300 fucking sassa, wat klim in dit? Want daardie job is vernietig deur die ANC. Nou die ANC het daai jobs vernietig op instruksie van XXX. Want onthou, waar stel XXX belang? Net die grondstowwe en dan beheer van die populasie. Hoe gaan hulle die populasie beheer? Met hierdie fucking data centers is hulle plan. Dis hoekom hulle so spring vir ID, maar ek het vir 'n digital ID, maar ek het al lankal gesê, hier is 60 miljoen swartes wat ons gaan protect teen daai kant. As my swarte, môre by daai bank kom met hy ATM en hy wil geld trek en hy dink gee nie vir hom geld, brand hy fucking bank. Dis wat gaan gebeur. As hulle agterkom, hulle word gekontroleer uit data centers en dan brand hulle fucking data centers af. Iemand het iets genoem, ja, die goed gaan geprotect word met drones en ag my fuck. Nie teen 60 miljoen mense nie, ouma. Nie teen 60 miljoen protect folk al van daai kant. So, maar ons boere wat se oë klaar oop, ons moet die goed in plek sit wat ons kan vir survival. Niks van hierdie shit wat hulle vir jou hier kom verduidelik en al sulke kak hierdie politicians se planne en so nie. Dis hoekom ek vir julle sê, vote independent. Vote independent. Nou hoor ek vanaand wie 5 miljoen mense is nie geregistreer om te vote nie. Fok dit. Weet jy wat beteken? As daai 5 miljoen registreer en hulle vote almal vir independent, fok hierdie politieke partye op. Maar nou ja, ek het nou al oor dit gepraat. Maar dat hierdie land gaan uitmekaar uitbreek, dit is onafwendbaar. Onafwend. Vraag is, gaan dit vreedsaam of bloedig wees? Dit gaan alles afhang van die politici. Dis wat ek vir julle sê. Kyk wat gaan aan hier in die chat, laat ek nou nie te ver agterraak. Wouter Olivier, jy sê Transvaal en Vrystaat, my fok, in die Transvaal is al moerse baie dele, waar, in elk geval, ek het dit nou vir, daai drome van Transvaal en Vrystaat is volgens verby. Wel Marinda, daar is ouens wat verstaan, maar jy moet onthou, dis al 'n klomp boerlandboere en 'n klomp Saluse by mekaar is, dan is daar nie eintlik veel om op te teken nie, jy weet. Dis 'n given, en hulle gaan dorpies wees, wat in hulle is, wat hulle mense, ons mense, maar ons kan dit nie in die hande van hierdie fucking politicians los. Ja, William Harding sê hy weet presies waarvan ek praat. My eerlikheid, ek het aan daai wêreld ook groot geword.
Daar was nooit issues met die Zulus. Ek het baie respek vir die Zulus. Maar nou ja, maar julle moet regtig seker maak julle diep dink oor hierdie goeie en fokus op goeie buurmanskap. Watermeyer sê vir ons, laat ons onthou, maar laat ons nie haat. Dis baie belangrik. Nee, Wouter Olivier, die kleur van die hen bepaal nie die fucking kleur van die eier nie. My Jesus, ek het net koekoeke en almal lê sulke byskleur eiers en daar's een hen wat blou eier. Maar het jy geweet dat die shape van die eier bepaal of dit 'n handjie of 'n hennetjie gaan wees as jy daai eier uitbroei? Grandpeder OHM does not want self-determination. Ja, Debbie van Wyk, maar in elk geval ek is bly jy's hier en ten minste luister jy en so. Ja, daar sê jy vergeet van OHM, hou by onder. Ek het my vingers gebrand met #Hope for SA man. Ja, Jerome Klaas en jy sê die geskiedenis bewys jy sal nooit 'n Zulu kan verkou, dan wys jy na fucking Dingaan. Ek kan vir jou baie ander plekke gee waar die Zulu saam met die boere gefight het, hoor. As jy daai houding het met die verstaan, gaan jy ook nie in Suid-Afrika oorleef. Die Zulus is die grootste tribe. Okay, ek is op datum met daai gekom. Kyk wat ek het hier vir die nuus. Voor ek met die nuus begin, gaan ek hierdie weer 'n keer vir julle sê. Maar nee, as jy daai shots gevat het, maak seker jy begin en sort jouself uit. Hierdie ding van ons is goed gemix, al die goed in wat jy nodig het om daai ergste kant uit jou uit. Daar is ander wat jy moet bydoen as jy jouself wil heeltemal sanitize, maar hierdie is die begin. Briekmerk is 'n jab detox. Selfde werking as die McCulloch detox, hoor. En dan weer 'n keer hierdie ene. Want dit lyk vir my daar is effens 'n verwarring. Maak skoon. Hierdie produk is vir die van julle en daar is baie. Julle gebruik ivermectin eenmal 'n maand of eenmal in 2 weke vir net vir in case, om jou net te protect in case iets na jou kant toe kom. As jy dit doen, so as jy ivermectin gebruik, moet jy hierdie saam. En as jy nou een van die ouens is wat jouself eenmal 'n maand of eenmal in 2 weke 'n shot vat, as jy op 'n maandag jou ivermectin shot gevat het, vir die volgende 5 aande voor jy gaan slaap, drink jy 2 van hierdie kapsules. Wat doen hierdie goed? Dit help net jou liggaam om van al daai goed wat die ivermectin doodmaak, ontslae te kan. So jy support net jou, hoe kan ek sê, jou garbage removal system. Dis wat jy, dit is bietjie duurder komponente wat jy in is, maar ons het dit op dieselfde prys gehou. Gaan nie oor hoeveel profit hy kan maak nie. En as jy gaan kyk na die jab detox goed wat geadverteer word, ek het vir hulle daai aand gewys, 2-3 maal die prys wat briekmerke se goed is. Dit gaan vir my oor die oorlewing van ons mense, nie oor die fucking geldmaker. Maar obviously moet ek kostes cover en ek moet ook fucking leef, ek meen, ek wil ook daarom so nou en dan 'n vleisie braai in elk geval. Dink oor dit, hoor, dis baie belangrik daai, baie belangrik. Maar nou ja, kom ons gaan. Vir julle ouens wat kla, vir die mense wat kla, gaan ek net weer hierdie reminder gee. Hierdie mense, boermense, het die hoogste prys betaal. Maar dit nooit vergeet nie. Dink aan hulle voor jy kla. Voor jy kla. En dan kom ons in China. En hierdie is vir daai fucking village idiot wat ons sy bek gister hier aand hier gerek het en sy idiootheid uitgebasyn het. China unveiled the DF-17 hypersonic missile to dominate the Pacific. For the first time since 2019 debut, China has televised the launch of the DF-17 hypersonic missile, a weapon that strengthens deterrence across the strategic First Island chain. What makes it special? Hy het mos gesê China het sulke kakmissielietjies. What makes it special? Hypersonic speed, the maneuvering warhead travels at more than 5 times the speed of sound, which makes it almost impossible to intercept with current anti-ballistic missiles. Range of 1,800 to 2,500 kilometers, covering the First Island chain, a strategic zone around China. Road mobile launchers can fire from anywhere at any time without needing fixed sites. Important word. The message is clear. Chinese missile forces can win any war. Nou, ek het dit nou spesifiek uitgehaal vir daai village idee, wat nou hier sy onkunde uitgekekkel het gister oor China se missiel. Hierdie kom van 'n hierdie is 'n militêre analis wat hierdie geskryf. Nie 'n ouetjie wat sy diplomaatjie by die Engeltjie skool gekry het nie. In elk geval, noem dit maar net. Dan kom ons by hierdie een. Nou is ons in die EU. Pistorius blames Trump for the Strait of Hormuz energy crisis. German Defense Minister Boris Pistorius directly blames US President Donald Trump for the global energy crisis triggered by the Strait of Hormuz closure. In the end, Donald Trump pushed the cork into the Strait of Hormuz. We have an interest in getting it out again, but with the consent of Iran and Oman, he said in a TV interview. Praat sens, maar dis 'n bietjie laat, no sense te wil praat. En dan kom ons by daai fucking Green Goblin. Nee, is nog nie hy nie.
kom nou in Iran. Luister na hierdie gemop. Kan julle dit glo dat die president van Amerika sulke shit kan aanvang? Don't think to themselves that if their threats had any effect, they wouldn't have reached the point of despair today. We don't count on the threats of Americans. They better be careful about their statement. Our armed forces are ready to respond in another way. Whatever they say, we're the ones who will act. Trump threatens to wipe out Iran if it closes Hormuz. You won't have a country, dit het Trump gesê. Iran fires back. Be careful, our armed forces are ready. En Trump het ook onderhand gesê, daai ouens wat nou onderhandel aan Switserland, hulle moet onthou, hulle sal nie eers kan teruggaan na hulle land toe. So bedekte dreigement. Ek kan dit nie verstaan nie. Maar nou ja, van Trump al baie dinge wat ek nie verstaan. Nog iets uit Iran. Oil sanctions lifted. Assets released. Reconstruction launched. Foreign Minister Abbas Araghchi announced major breakthroughs thanks to Qatari and Pakistani mediation. Oil and petrochemical exports restrictions lifted. Some frozen assets released. Major reconstruction and development plan launched for Iran. According to Araghchi, the first real test will be the Lebanon deconfliction cell. Daar gaat hulle moeilikheid kry as jy my van daai fucking Satanayo is vasberade om hierdie hele proses te kelm. Dan kom ons hier by Israel. Nothing limits Israeli attacks on Lebanon, Defense Minister. Hoor wat sê? Nothing limits the attack. Israeli Defense Forces troops invading Lebanon have not had and do not have any restrictions in their actions to eliminate threat. Defense Minister Israel Katz stated. He claims the invasion will continue while Israeli forces operate in a security zone against Hezbollah. His comments came as US-Iranian talks in Switzerland began, with a ceasefire in Lebanon key Iranian peace conditions. So must see. Here's a paar berichtjies. Killing jihadists does not hurt jihadists. You know what hurts a jihadist? Taking their land, destroying their home. That's what we're doing. Israel, okay. How's that? Taking their land, destroy their own. Israel will not leave any security zones, not in Gaza, not in Syria, not in Lebanon. The IDF must be on the other side of the borders of the state of Israel. Say, Kat, we will remain in Syria because we must protect ourselves from what we see over there in Syria. Hierdie ouens is vasberade om net aan te hou oorlog. Nee. O ja, daai village idiot het mos gister, ek daai berigie gesê het van daai kakkelbek, kakkelbek, wat reken Israel is 4000 jaar oud. Het hy nou baie back te rek oor daai stukkie wat ek vir julle gelees het, wat hy nie geskryf. Toe stuur ek sy kommentaar vir Henny. Hy call Henny mos 'n liar. Toe doen Henny vir my 'n dokument. Goeie fok. 5 bladsy met bronnelyste. Nou ja, sê maar weer. Hy dingetjie wat sy diplomaatjie gekry het daar by die Engeltjie skool. Hy dink hy's baie slim. Former Israeli intelligence officer Ari Ben Menashe. Trump was brave enough to rise above the Epstein blackmail and negotiate peace with Iran, in spite of the Israelis and what the consequences may be. But he made the mistake of going to war in the first place. Ja, dit stem ek 100% mee saam, en baie mense het hom gewaarsku, maar hy wou nie luister. Hy het net geweier om te. En dan kry ons hierdie. Israel's National Security Minister Ben Gvir threatens to reduce Beirut to another Bet Hanun if Israel is not secure. No more weak ceasefire. We love President Trump, but first and foremost the soldiers of Israel. Wys ek weer voor, dit is wat hy met Beirut wil doen. Vraag ek myself maar net die vraag, hoe kan die wêreld toelaat dat een land sulke dinge aanvang? Hoe gebeur dit? En dan luister na hierdie kanaal. Kalam. Israeli Finance Minister Smotrich accuses the EU officials of plotting with opposition figures to dismantle Jewish settlements in the West Bank. They are weaving a plan to destroy everything we have built. Destroy everything that you have built on fucking stolen land. You have stolen the Palestinians' land and you built on it. So hy is verontwaardig omdat die EU hom nou wil blok om Palestynse grond te steel. Hoe werk hierdie ouens se koppe? Sê vir my, wat dink julle? Hoe werk hulle dit uit? Maak 'n ou moerig. En dan kom ons in die UK. Nou, ou nuus, julle het al hierdie dag gehoor. Kierie Stamper het bedank. UK PM Starmer announces its resignation. 2 jaar te laat. 2 jaar te laat. Yes, hy het Engeland skade aangedoen. Maar nou moet julle verstaan, Engeland, hy is nie eerste minister. Engeland is 'n WEF provinsie, kolonie. 'n WEF kolonie, compleet met wat noem hulle, 'n governor. Dis wat daai fucking Kierie Stamper is, die governor van Engeland. Kirill Dmitriev posted. We did this jointly
by exposing Starmer's warmongering and consistently wrong policies on immigration, crime, energy, and economy. He failed to protect Britain and was destroying Western civilization. Merz is next unless he changes policy. Ek stem nogal met hom saam. Nee. Hier is net so 'n klein bietjie history oor Engeland se eerste ministers, of soos ek sê, governor. British PM since 2016 and how long they spent in power. David Cameron, 429 days. Theresa May, 1,106 days. Boris Johnson, 1,140 days. Liz Truss, 49 days. Richie Sunak, 619 days. Keir Starmer, 717 days. And the remaining days, none of them served out their full term. Scary, né? Maar nee, ja, julle weet ek voel volkol verraai. Brit, hulle probleem. Nou ja, hier kom die laaste nuusberigie wat ek het en julle moet mooi na hierdie enetjie luister hoor. Dis wat in die Oekraïne aangaan en ek het al oor dit gepraat. En hierdie Belletje idiot en sy chommies wat vir jou vertel, Zelensky is Oekraïne se Paul Creer en ek weet nie wat 'n fok alles nie. Luister wat doen hulle. Dis siek. Russian troops advancing in Ukraine discover the skeletal remains of an entire Ukrainian infantry section killed a year before by a Russian airstrike. This really is repeated daily. Ukraine intentionally leaves its dead in the field to avoid payments to families. Nou maak die Russe hierdie lyke bymekaar. Ek meen die Russe sit met iets so 60,000 lyke wat hulle wil vir Oekraïne gee, maar die Oekraïne weier om dit te vat. Hulle vat 1000 op beslag. Dan gee die Russe vir hulle 1000, dan gee hulle vir die Russe 20 of 23. Maar hier is van hierdie fucking idiote wat jou vertel, Oekraïne wen. Oekraïne wen. Nee, idiots is maar tussen ons, sal dit altyd weet. Ouens kry hulle self nie oordentlik ingelig nie. En dan rek hulle bekke fucking op shows soos myne en openbaar hulle onnoselheid vir almal om te sien. Ek gaan nou vir julle 'n video speel wat julle baie mooi moet na luister. Dit gaan oor die government pension fund. A very serious matter to discuss this morning. I've been harping on the GEPF for quite a while, and it looks like money has been lost. So, according to Google, the size of the fund is 2.69 trillion rand. They have lost over the last few weeks. They're blaming the Iran war for it. They've lost 200 billion rand. Now, that's a big number for our small minds to try and cope with and calculate. But 200 billion rand is a lot of money to lose. And if you take it in respect to the size of the fund, it's telling me that their risk-reward ratio, they've lost 8%. That doesn't sound right. If I'm not mistaken, you shouldn't be at risk for more than 2%. Am I right, fund managers? You guys explain that to me. Yeah, I need some feedback on that one. Those of you who are part of the GEPF, Government Employees Pension Fund, all government employees, your money is at risk. So once again, there's been some bad decisions made there. It looks like somebody's either been dipping into the fund, number one, or number two, they've got some palookas running the fund that don't know what the hell they're doing. I was listening to a guy last night, Mirage, and he said he's in the same sort of thing, same sort of instruments or investments as what that fund is. And he's been watching his money. When he heard that the GEPF had lost so much, he thought, well, maybe his money's taken a dive as well. He went and had a look, and his money's nowhere near that. He did a report back, a technical analysis graph for the last few years from 2022, and it shows that it's actually it's a bull market. It's still a bull. It hasn't even turned. It's still on the incline. It's dropped slightly, but there's something wrong here. Somebody's lying to us. They need to make these records public, and they need the guy who is in charge of the GEPF at the moment, both in government and the private sector, whoever's running both sides, they need to get in there and tell us what's going on. And all you people in government, you need to quickly go and have a look before you lose your whole pension, because these guys are milking it. They're either milking it illegally and they're taking money, or, and this is where it could be possibly worse, they've got palookas there that don't know what the hell they're doing. They've got no idea what the risk-reward ratio should be. They're too aggressively in an international market. And yeah, get in there and just ask questions, people. Google it and see how much money's been lost. You can't lose 200 billion rand of people's pensions. You cannot do that. There's supposed to be safeguards in place. There's supposed to be an aggressive, not aggressive, a conservative stance on the whole thing. You're not supposed to be that aggressive with people's pension. Anyway, I'm getting all excited here, and I can feel my
my heart is getting a bit excited too, hence my breathing. But yeah, folks, please look at it. This is serious. GEPF, you can't let them steal money like that or lose money like that. This is your money. So I would say everybody needs to get on the phone, get hold of HR, get hold of whoever's dealing with your pensions, and flip and put pressure on them. Find out what the hell's going on there and get some numbers and get some guarantees and stand on some balls, people. Dit was die eerste ding wat die ANC voor gegaan het, die staatsdienspensioenfonds, want dit is 'n fucking honeypot wat hulle uit kon syp en steel soos hulle lekker kry. En hulle het daai piek ingestel om dit 'n meganisme daar te stel om te steel, want daai pensioenfonds was een van die beste pensioenfondse in die wêreld, en hulle het onthou, voor 94 was die staatsdienspensioenfonds so gesond dat die pensioene wat hulle maandeliks moet uitbetaal aan die lede, het hulle gemaak uit opbrengste wat hulle verdien het op beleggings. Met ander woorde, hulle het nie eers aan die kapitaal geraak nie, en die ledegeld wat ingekom het, het net so in die kapitaalpool ingekom. Hierdie swartes het gekwyl vir dit hoor. Daai was 'n ding wat hulle net nie kon. Hulle kon nie hulle hande van dit afhou, want dit was te veel geld. En nou, 200 biljoen rand. Foei, gone. Dis bad. Dis regtig bad vir dit weg. En die mense kyk maar daarna. Die probleem is, daar's 'n helse klomp swartes wat ook gaan verloor. Hulle gaan ook maar nou ja, 200 biljoen rand beteken vir hulle niks. Hulle sien dit nie eers raak. So, moet ek nou maar sê. Ja, ek het nou weer 'n glipsie gehad, maar nou ja, dit is nou maar so. Sorry vir dit. François Blou, onthou net een ding. As jy nie stem nie, moet jy maak wat die ouens gestem het. Jy kan nie daar weg nie, jy's op hy trailer agter in hy bus. Onthou dit. Maar ek sê ons moet opbreek in kantone en klein republieke en goed. Maar jy sal nie 'n ander opsie hê nie, jy sal moet met jou bure kan saamleef. Ja, daar sê Cecilia, sy het saam met 'n baie oulike Zulu meisie in 'n klas gewees. Jy weet, ouens kom altyd terug met die ja-nee stemmery. Jy moet nou net iets van die ja-nee stem, moet jy baie mooi verstaan. Ons was almal bedrieg. Daardie stem wat ons gestem het, vraag was, moet hulle onderhandel, ja of nee? Kyk, dit was die vraag. En die belofte was, daar sal 'n tweede referendum gehou word oor magsdeling. Dit is nie gedoen. So, okay, wat wil jy met al die ja-stemmers doen, François? Sê vir my. Ek het ja gestem. Ek het gestem vir onderhandeling. Ek was nie lus vir 'n burgeroorlog nie. Ek het klein kindertjies. Zak Kok is aan boord. Mense op koppies, Zak is hier. Hy waai vir julle hoor. Man, jy het nie nodig, François, jy het nie nodig om my verskonings met liefde te aanvaar. Dis wat vir ons gesê was. Eerste referendum, moet ons onderhandel of moet ons 'n burgeroorlog hê? Dit was nie daar geskryf nie, maar dit was die ander alternatief. Onderhandel of 'n burgeroorlog. Ek was nie lus vir 'n burgeroorlog nie. Ek het klein kindertjies gehad. Okay, maar toe is die tweede referendum nooit gehou nie. Ja, maar Rinda, ek het vir hom nou verduidelik. As hy dit nou nie verstaan nie, dan is dit sy saak. Ons was so belieg en bedrieg dat dit net nie waar was. Nee, okay François, ek sien ek en jy verskil op kwai. Nee, okay, nee, ek sien jy is erg op daai bandjie. Maar is fyn. Charmaine Ton sê, Wynand se oggendprogram wys Zelensky is Saterdag aand uitgehaal met 'n ontploffing. Is dit waar? Ek het nog niks so gesien, niks in van my bronne het nog oor dit gepraat nie. Ek dink nie Zelensky is in Oekraïne nie. Nee, okay. Nee, is reg François. Ek het een van my laaste gesprekke met kolonel Frans Jooste was oor die stemmery en toe sê hy vir my op 'n stadium, toe sê hy vir my, jy weet, wat jy hier sê maak baie sin. Hier is so 400,000 mense wat ek van weet wat nie stem nie. Sê ek weet jy hoeveel seats is. Toe sê hy vir my, jong, ja, wie oor hierdie ding gaan dink. Dit was die laaste gesprek wat ek en hy gehad. Jy van die kerk, dankie vir daai super chat hoor. Hy sê die belangrikste rede om te stem is om 'n 2/3 meerderheid by die ANC te verhoed. Stem liewer vir Tannie Evita se koek en tee party voor ek nie stem. Ek stem 100% met jou saam. As jy nie stem nie, stem jy eintlik vir hulle. Dis wat jy doen. Ja. Daar was geen manier in elk geval wat daai nee stem kon wen nie. Ek het met 'n ou gepraat, nogal 'n swart wat daai tyd in die security police was. Het my gesê in Waverley was daar 'n dubbel garage wat gepak was van die bokse met ja stemme en hulle het baie van daai bokse gaan haal en na die dodgy kies afdelings toe gevat. So. Met ou gepraat wat gedoen het. So
wat kan ek sê? Daar was geen manier waar die nee-stem kon wen nie. Glad. Daar was 'n paar setels in die verre Noord-Transvaal waar die nee-stem gewen het, maar dit was so min, kon nie 'n verskil aan die totale uitslag maak. Maar ja, baie keer moet ons maar na die goed kyk. Okay, Corner sê sy stem al die tyd VF+. Fuck that. Nee, wat? Voor ek dit doen. Kyk, hy Corneille Miller het my mos pas getrap oor dat ek vir die Inkatha gestem het toe ek in Natal gebly het. Sê ek vir hom, luister jy ou bel. Katja Buthelezi het meer integriteit gehad en hy een ou is in jou hele top 7, okay. Was hy nou nie baie opgewonde oor ek dit sê. Maar nee, ja, ek sou nie streel. Ek het vir die Purple Cow ook gestem op 'n stadium, want hulle het 'n goeie plan, maar ek gaan stem, want Watermeyer sê dit is baie mooi. Hey, die hand wat die kruisie maak, is die hand wat aan die toekoms raak. Die hand wat die kruisie maak, is die hand wat aan die toekoms raak. Dis groot storie. Hou dit in gedagte. Maar in elk geval, elke ou moet maar vir homself besluit, wil jy in die trailer wees of wil jy in die bus? Ek gaan definitief in die trailer ry. Ten minste aan die bus kan ek skree, die drywer kan my hoor. Al doen hy nou nie wat ek sê nie, hy kan my ten minste hoor. Maar daai is agter op die trailer, hulle gaan net saam en hulle vreet stof en klippe. Hulle gaan waar hy bus. Dis die ding, is net soos met hierdie ouens wat hierdie ding dryf van emansipering. Regstegnies is daar geen support vir daai proses. Nou, en dit is so goed, ek het dit al gesê. Die geëmansipeerde ou is nou die wit kolletjie op die tarantaal. Maar nou laat ek jou nou mooi vertel. As hy tarantaal draf en hy styg op en hy vlieg, dan gaan hy wit kolletjies saam. Hy wit kolletjies bly nie daar agter. 'n Swart tarantaal vlieg al weg. Hy wit kolletjies gaan saam in hy tarantaal. Iemand het vir my goed gestuur van geld, want ek sê die hele tyd, wys my 'n bietjie waar jy geld gekry uit hierdie sogenaamde wat noem hulle dit? Strawman accountant. Stuur hy vir, yes man, ek maak 'n fout, ek vat nie 'n screenshot van. Maar ek het die woorde goed alsa. Gaan doen 'n bietjie navorsing. Hier. Daar waar hy sy geldjies insit. Hy sit geld daarin. En daar waar hy sy geldjies uitkry. Die hele ding is 'n piramideskema scam. Fuck, okay, maar ek tog dan ergens lê daar miljoene vir jou wat net na jou toe moet kom. Nou sê ek, jy moet insit om iets te kry. Maar hulle like dit, hulle sê dit. Ander vraag wat ek het, is jou grond wat jy besit. Jou regte van my grond is gesetel in daardie akte, eiendomsakte van wie garandeer daai akte? Die landse regering garandeer daai akte. Nou vra ek, is jy jouself nou emansipeer en weg, jy nou jouself manoeuvreer, jy's nou uit die land uit volgens jou. Jy het nou internasionale drywerslisensie en jy betaal nie fucking lisensiegeld vir jou nommerplate nie, jy betaal nie, jy's nie op die stemlys nie, niks van daai goed. Okay. Nou wat gebeur die dag as jy nou daar met jou geëmansipeerde kar ry, bakkie ry en jy maak 'n ongeluk en daar is 'n ander voertuig is iemand dood. Wat gebeur nou? Die ander vraag wat ek het is, jou vuurwapenlisensie, waar hernie jy dit? Want daai vuurwapenlisensie is op jou persoonlike. Jy is mos nie 'n burger van Suid-Afrika. Hoe hernie jy jou vuurwapenlisensie? 'n Vrou, wat sy en haar dogter het deur daai proses gegaan. Toe op 'n Vrydagmiddag toe sy haar klop aan haar deur. Toe sit die polisie en 'n ou van SARS. Sê, okay, jy betaal nie jou wet nie. Kom, jy gaan nou selle toe. Jy sal maandag voor die landros verskyn. Jy moet verduidelik hoekom jy dit nie doen. Sy try nog alles stories en gooi haar paspoort, ID ding wat sy gekry het en alles. Hy sê en vertel dit nog vir die landros. Haar dogter bel toe 'n advokaat. Hulle bel eers daai ouens wat hulle geïmagineer reken daai mense hulle hoor ons raak nie betrokke by siviele saak. Sy is paniek, haar ma is tronk toe. Kry sy advokaat in die bel van haar ma. Die advokaat gaan toe en hy onderhandel en hy reël toe dat sy uitkom op borg. Ek vra van nou, sy sê ek het daai ID in die 4 gegee. Ja, okay. Toe sy nou 'n deal gemaak met SARS en sy betaal toe nou af in 6 paemente wat iewers hulle skuld. So daar's baie sulke dinge, maar as jy na hulle luister, wat vir my opvallend is van al hulle praatjies. Die eerste ding wat hulle vir jou sê is jy moenie met lawyers of advokate praat nie, want die lawyers en die advokate is almal deel van die. So jy moenie regsopinie inbring. Nee. Okay, dis het. Maar ek en advokaat Albert Murphy gaan een aand 'n gesprek hou rondom dit. Hy is besig om die goed nou mooi deur te werk, 'n antwoord te gee. Maar daar's 'n klomp mense wat val vir dit hoor. Nou daar is sulke beweging in Europa ook. Daar's nogal 'n sterk een in Pole en daar is sulke bewegings in Amerika ook. Maar die verskil tussen Amerika en Pole en Suid-Afrika is Amerika en Pole is daar nog 'n regstelsel wat function. Hier is nie so. Ek wag vir jou. Jy word daar by 'n padblokkade gevang met jou kar sonder 'n license, dis. En jy flash jou international
papiertjie waarin jy sê jy is nou nie meer 'n deel van hierdie stelsel. En konstabel Sipho kyk jou net so en sê, ja, okay nee, vertel dit maar vir die judge. En daar vat hy jou in Bengals. En maandagmôre verskyn jy voor die judge. Sê edele Masluitjie. En dan sê, hoe werk dit? Jy sê jy bly nie in Suid-Afrika nie, maar jy bly in Suid. Hoe werk dit? Daar begin jou moeilikheid. Maar nou ja, wat kan nou daaroor sê? Dis wat hulle doen. Jerome, SBB se goed is baie goed beplan en so hoor. Baie. Ja, Christie de Chatillon. Is natuurlik mense wat nie bedrieg is nie, omdat hulle nooit daarvoor geval het nie. Kry. Jy het seker op baie stadium met jy nie klein kindertjies gehad nie. In elk geval. Ja, okay, Fransjo. Die grootste vyand en die grootste gevaar vir ons almal. Skuld. Dis die grootste ene. Want dis waarmee die budgies jou beet het. Dis waarmee hulle die Duitsers beet gehad het. Toe daai man met die snor gesê het, "Okay, stop hierdie lorry." In elk geval. Dis reg jy van die kerk. Hy sê ons boere sit in 'n soortgelyke boot as Iran. Net oorleef is 'n oorwinning. Ons redding is ons gewilligheid om met die Skepper te stap, al sal in plek val. Dit is waar. Nee man, daar's niks van 'n afskoppery in die Fransjo Blou. Jy is natuurlik geregtig op jou opinie. Ek het nou vir jou gesê wat my opinie is en hoekom ek my opinie het en jy jou redes gegee en that's it. Ja. Vryboer sê, ek bejammer almal wie nog nie van die budgie weet nie. Ek stem met jou 100% saam, Vryboer. Dis 'n bad story daar. Nou, dit wat hulle met die pensioenfonds gedoen het, hulle laaste teiken is die reservefondse van die mediese skema. Dis hulle laaste honeypot wat hulle wil beroof. Ja, Charmaine Thron sê, ek en Fransjo het 'n meisondkamp. Julle weet mos, ek is regtig 'n ou wat glo aan hy meisond. Jerome sê gelukkig gaan dit nie so stink op die trailer soos in die bus nie. Okay. Hy bus het 'n lekker aircon in man. Net die beste. Julle weet mos, hulle is nie skaam om te spend nie. Hulle is glad nie skaam om te spend. Nou ja, kaptein sê dankie. Was 'n lekker flight. Sy hoop julle dit ook geniet. Die girl sê dit was vir hulle ook lekker en hulle gaan verslis van daai steakrolls huis toe vat. Hulle sê dankie, dit was 'n lekker flight. Feit van die saak bly, wees verseker. Op die einde van die dag sal God se wil geskied. Dis wat gaan. That's it. En ek wil net vir ons 'n song kry waarmee ons kan uitspeel. Nou hoop ek kan die song in die hande kom nou net in die hande kon kry. Waar is hy? Wie sê? Luister baie mooi na die woorde hierso. Klein boervolk in die breë land, wat hier geloof te sterk in jou stand. Jy sal nie buk of ondergaan. Veel smart, veel sterwe en verdriet het jou geroep en uit graniet tot Ararat. Van Afrika, arkvesting, wat sy volksdroom dra. God is die land waarop ons leef. God is die gestalte wat ons steun. Klein wit volk in die woeste land, wat teen die nacht swart noordewand, ras wat met tentwans van geloof die kontinent se donker kloof, ras wat die blanke erfenis se laaste suiwer vesting is. Jy anker met jou bloedrivier, die wortels van die weste hier. God is die laar om ons heen. God die gestalte wat ons steun.
Baie mooi song daai wat Kiewit vir ons gedoen het. Nou ja, soos ek altyd vir julle sê, kyk in, kyk op, kyk rond. Dis rondkyk se dinge, manne. Boerieman,